Hallo, ek is Marius Gryiling vir Suidlanders Media. Julle sal dit nie glo nie, maar Jan van Riebeeck is alweer in die nuus. By die nasionale transport konferensie het ou Cyril weer 'n paar belaglike stellings gemaak. Een van hierdie stellings is dat die seeroete om die Kaap altyd bestaan het en dat oom Jan dit maklik gebruik het om hier in Suid-Afrika aan te kom. Hy het natuurlik hiernatoe gekom en gekom plunder, gesteel en die eiendom van hulle voorgeslagte te kom vat. Nou, ek weet hierdie tipe ding maak sommer dat ek 'n uurlange geskiedenisles wil begin afsteek, maar kom ons fokus net op die seeroete wat kamstig nog altyd hier was. Wonder of sy voorouers dan die see aangedurf het en met watter tipe bote nogal. So net 'n vinnige geskiedenis van die Kaapse seeroete. Bartolomeu Dias het rondom die suidpunt van Afrika gevaar in 1488. Daarna het Vasco da Gama vanaf 1497 tot 1498 rondom gegaan en by Indië aangekom, wat die baan dan oopgemaak het vir handel rondom die Kaap. In 1652 was Jan van Riebeeck eers gestuur om 'n halfpadpunt te begin in die Kaap, sodat bote wat hierdie roete vaar, hulle skepe kan regmaak en vars groente, vrugte en water te kan kry. Ja, maar die wit man het die geskiedenis geskryf en dis nie die waarheid nie. OK, nou waar is julle geskiedenisboeke en kaarte? O ja, dis reg, julle kon nie lees of skryf nie en dit is hoekom julle vandag soveel twak kan opmaak oor die geskiedenis wat niemand die opgemaakte drome wat julle glo het bewys nie. Kom ons gaan liewerster oor na die volgende gesprek toe. Nou oor na Eskom toe en load shedding. Nou daar is nou al meer as 300 dae nie load shedding gewees nie. Dis omdat daar 'n groot gedeelte van mense sonkrag by hulle huise en hulle werke opgesit het. Maar 'n ander rede is omdat Eskom so wat 3 tot 9 miljoen liter diesel elke dag verbrand om die ligte aan te hou. Wat gaan nou gebeur as die dieselprys styg met R8 per liter die einde van hierdie maand? Wat gaan gebeur as die dieselvoorrade opraak, wat al klaar besig is om te gebeur hier in Suid-Afrika? Nou André de Ruyter, die voormalige hoof van Eskom, sê dat teen 2029 die hele stelsel gaan vou. Ek dink dit mag dalk vroeër gebeur as wat dit dalk later gaan gebeur. Kom ons gaan oor na internasionale nuus. Israel het Iran se Suidpars gasveld gebom. Nou hierdie gasveld is seker die grootste gasveld ter wêreld en Iran het voorheen gewaarsku dat as Israel of Amerika hierdie gasveld gaan bom, dat hulle drasties sal optree. Wel, hulle het. Iran het Qatar se Ras Laffan gasfasiliteite gebom. Hulle het ook Saudi-Arabië en die UAE se gas- en olievelde as ook fasiliteite gebom. Dit maak dat hierdie energiekrisis wat ons alreeds in is, heelwat gaan versleg. Nou selfs al kom daar oornag nou vrede en die straat van Hormuz word sommer heeltemal oopgemaak, gaan dit maande vat voor die volle hoeveelheid olie en gas as ook sulfur en stikstof weer herstel gaan word. Iran se intelligensieminister Ismail Kadhib is gedood in 'n bunkerbusterbom, asook die top nasionale sekuriteitsoffisier Ali Larijani en voormalige burgermag hoofgeneraal Gholam Reza Soleimani 'n dag of 2 gelede. Nou Iran se militêre mag is gedesentraliseer, wat beteken dat daar menigte verskillende groepe is wat self besluit waar bom hulle of waar val hulle aan. Ja, hierdie is 'n terugslag vir hulle, maar hulle het inteendeel gesê dat hulle reg is vir enige scenario, selfs Amerika se troepe wat aan wal kom. Luister gou vir jouself. Came here for a regime change, perhaps. They came here for a rapid victory, so they can, control everything. But they have failed. The system is working. The commanders have been replaced, and the supreme leader is going to be replaced. Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them.
Dit lyk nie of Iran enigsins bang is nie of met mooi praatjies praat oor dalk die einde van die konflik nie. Inteendeel het hulle gesê dat Israel en Amerika moet betaal vir alle herstelwerk wat gedoen moet word aan hulle land wat deur die bomme en missiele beskadig is. Iran se eie regverdigde regte moet herken word en daar moet internasionale waarborge wees dat hulle nie weer vir Iran sal mag aanval nie. Dis die eise wat hulle stel as daar dalk sprake gaan wees van die oorlog wat tot 'n einde kom. Nou ek dink nie Amerika of Israel sal hiervoor instem nie en ek dink hierdie oorlog is ongelukkig nog ver van klaar af. Maak voorbereiding waar jy kan. Dinge lyk nie of dit veel beter gaan raak nie, maar inteendeel dat dit nog veel erger gaan raak. Mag ons Hemelse Vader jou seën en ek hoop jy het 'n bitter lekker naweek. Van my kant af, totsiens.